Ek het reeds fanmail ingekry hierso van iemand wat sê hulle kan nie wag dat Tiaan Nienaber saam met my kuier in die ateljee vandag nie. En die man is hier met sy gitaar. Ons gesels ook oor sy splinter nuwe enkelsnit. Lunch Punch op Groot FM 90.5. Jy ken hom vir liedjies soos I'm the kind of love it hurts to look at. The holes you wish that you could fill up. Hurting Love, as ook Soldier On. Breaking walls to save my soul. Fighting demons of my own. I'll have to soldier on till the war's done. Jan, Tiaan, welkom vir die heel eerste keer hier op die Lunch Punch. Super lekker om jou te ontmoet en daai passie in jou stem, dit is net iets anders hoor. Baie dankie. Skryf jy jou liedjies self, nee, meeste van jou liedjies? Ja, meeste van die tyd skryf ek maar al self, so dis 'n lekker manier om my uitlaatklep te hê, om musiek te kan maak. Ja, ongelooflik. Hoorie, en ek het nou 'n draai gaan maak op jou Facebook bladsy. Kan ons net vir Tiaan bietjie harder sit daar asseblief op die mic? Ja, hy's hard hier by my. Ek hoor hom baie sag. Ek het nou 'n draai gaan maak op jou Facebook bladsy, Tiaan. En ek sien jy's omtrent super besig van die een plek na die volgende. Ek wil vir jou eers vra, hoe hou jy by met daai rowwe skedule met al die live performances? Ja, ek moet sê ek is nogal so, ek dink ek's nou vir die res van die jaar pretty much uitgeboek, so dis great, dis lekker. Dis 'n groot voorreg om so besig te kan wees. Ek dink die groot ding is maar net mens moet 'n stem rus so deur die week. So almal dink ek is 'n baie stil mens maandag en dinsdag, maar dis eintlik maar ek rus die stem vir die naweek wat nou net verby is. Ja. Hoorie, en ek kyk ook hierso na die hemelse deur. Ek sien julle het 'n musiekvideo daarvoor geshoot ook onlangs. Maar vertel my net eers bietjie meer oor die nuwe liedjie Hemelse Deur, want jy sing baie in Engels maar ook in Afrikaans. Ja, so hier is nou my eerste Afrikaanse enkelsnit. En ek het hierdie liedjie eintlik so 15, 16 jaar terug geskryf om nou 'n bietjie verwerk en studio toe gevat. Jy weet, toe ek jonger was, het ek 'n goeie vriendin verloor en hierdie was nou half die nodige closure wat ek eintlik nooit gekry het nie, het ek nou besluit, ek dink hierdie sal vir my daai closure gevoel gee om hierdie liedjie nou eventually uit te bring. Ons gaan net nou daarna luister en ook bietjie verder daaroor gesels, maar nou moet ek sê, as 'n passievolle Suid-Afrikaanse sanger, liedjieskrywer wat jou loopbaan eintlik al begin het op die ouderdom van 17, het jy ook nou nog gewerk as 'n klankingenieur en 'n rigger, né? Yes. So vertel vir mense wat dalk nou nie weet nie, wat is 'n rigger? So 'n rigger is maar die ou wat al die werk in 'n dak doen by 'n show. So as jy opkyk en jy sien daar hang trusses en ligte en so aan, ons is die ouens wat seker maak hy goed is veilig, dit val nie op jou kop nie en maak seker die stage loop soos wat hy moet. Niemand word gesoe na die tyd nie en almal is veilig. Dis belangrik, ja. So waar het jy toe gaan studeer vir klankingenieur? Ek het glad nie gaan swat nie. Ek het op skool begin klank doen by 'n kerk en so maar in die industrie inbeweeg. Goeie genade. So waar die gogga toe nou gebyt? Ek weet dit het eintlik al begin hier op die ouderdom van 12 toe jy besluit het jy wil ook jou eie musiek maak en skryf en opvoer. Ja, ek dink in Suid-Afrikaanse kultuur, ek weet nie, veral in my familie, ek dink is oral maar so eintlik. As jy by 'n braai is of by 'n kuier is, daar's altyd Ja. musiek in die agtergrond en ek was van kleins af lief vir musiek gewees. En toe ek nou die geleentheid kry om te begin speel, het ek dit maar net aangegryp en nog nie teruggekyk nie. So ek weet jy het 'n paar akoestiese treffers vir ons saamgebring. Ek het nou 'n stukkie gespeel van Hurting Love, 'n ongelooflike mooi liedjie. Ek dink ons kan dalk sommer afskop met daai enetjie. Vertel my 'n bietjie meer oor Hurting Love, uiteraard nou oorspronklik liedjie wat jy geskryf het, maar 'n Engelse liedjie. Ja, dit was die eerste enkelsnit wat ek uitgebring het so 2 jaar terug. Ek het in my lewe nogals redelik gesukkel met verslawing en hierdie liedjie het ek uit die oogpunt uitgeskryf van mense wat my ken en wat my liefhet, wat moes sien hoe ek daardeur moes sukkel. En so dit is maar eintlik 'n liedjie wat gaan oor hoe ek dink dit moet voel vir ander mense om te moet saamlewe saam met iemand waarvoor jy lief is, wat deur active addiction gaan. Sure. Dankie vir die deel van daai. Dit is Tiaan Nienaber in die ateljee en hy speel vir ons hierdie ene akoesties vanmiddag, Hurting Love. I can see it in your eyes when you look at me. See it in the way you look down when you're smiling at me. You're smiling at me. I can see it in the way you touch me, till down to the bone, afraid who I used to be. I used to be.
Well, I'm the kind of love it hurts to look at. The memories you'd like to bury down. Well, I'm the kind of love it hurts to look at. The holes you wish that you could fill up. You're hiding in the crowd just trying to get away from me, doing everything you can not to be seen, not to be seen. I'm a ghost against the wall, I'm fading into everything, needle in a haystack, never to be seen, never to be seen, yeah. Well, I'm the kind of love it hurts to look at. The memories you'd like to bury down. Well, I'm the kind of love it hurts to look at. The holes you wish that you could fill up. I'm the kind of love it hurts just to look. I'm the kind of love it hurts to be found. You never find, though. Well, I'm the kind of love it hurts to look at. The memories you'd like to bury down. Well, I'm the kind of love it hurts to look at. The holes you wish that you could fill up. Hurting Love, Tian Nienaber in die Lunch Punch ateljee vanmiddag. Wow, daai is ongelooflik. En dankie ook vir daai eerlike storie wat jy gedeel het. En dis altyd vir my die ding van musiek. 'n Mens kan baie keer met musiek sê wat jy nie altyd in woorde kan oorsit nie, of selfs in 'n brief kan skryf nie. Het jy ook daai ervaring gehad, jy weet, as dit kom by so jou eie persoonlike lewe en jy praat nou oor die verslawing ding waardeur jy gegaan het, was dit vir jou makliker om dit amper in 'n liedjie om te sit? Definitief, ek dink veral toe ek jonger was, het ek my kommunikasie skills was nie regtig wat dit veronderstel is om te wees nie. En as gevolg van die verslawing ook, is dit nie iets wat mens regtig aan gewerk het nie. Jy was te besig met goed dat jy nie meer besig moes wees nie. En musiek was maar half my manier om te vertolk wat ek voel. En so oor die jare, soos wat ek geskryf het, het ek daarom nou al beter geword. Ek kan nou daarom al praat oor dinge wat gebeur in my emosies en so aan, sonder om ongemaklik te voel. Maar definitief, ek dink musiek is vir baie mense 'n uitlaatklep. Dis so 'n universal ding wat tale oorskry, taalbarriers oorskry, en dis net ongelooflik om dit te kan doen. En temas aanspreek waaroor mense oor die algemeen partykeer ongemaklik is. As ek mag vra, hoe gaan dit nou met die verslawing? En as daar iemand anders is daar buite wat miskien luister wat deur 'n soortgelyke ding gaan, wat sou jy raad wees aan hulle? Want elke situasie is seker ook maar anders. Ja, definitief. Ek is maar iemand, meeste van die goed wat ek skryf gaan oor temas wat mens, veral in die Afrikaanse kultuur, is al baie goed wat taboe is, wat ons nie oor praat nie. En ek wil hê my musiek moet oopmaak daarmee. Jy weet, verslawing is maar 'n ongelukkige ding wat jy die res van jou lewe mee gaan mee sukkel. En mens moet dit maar dag vir dag vat. En ek sê altyd vir mense, jy weet, I got sober, I didn't get perfect. Jy weet, mens gaan so af en toe gaan jy nog steeds val en fail. En dis deel van dit. Jy moet nie die volgende dag opstaan en seker maak, okay, ons gaan nou aan. Ons begin weer van voor af, maar ja, en ek dink ook terwyl jy praat, jy weet, vir elke persoon is dit iets anders. Dit kan 'n verslawing wees aan vrouens, dit kan 'n verslawing wees aan aandag, dit kan 'n verslawing wees aan sigarette of drank of wat ook al, jy weet, harde dwelms. Maak nie saak nie, ons almal het ietsie waaraan ons verslaaf is. So dankie dat jy daai liedjie ook vir ons gebring het en vir ons akoesties gesing het vanmiddag. Ek waardeer dit. Martian, ons gaan nou binnekort luister na die nuwe liedjie ook in Afrikaans, net hierna, so bly ingeskakel vir daai gesprek. Maar nou moet ek eers vir jou sê, ek lees hierso op jou Facebook page, die liedjie doen baie goed, as ook die musiekvideo. Ek dink die musiekvideo staan al op 10,000 views. En op online streams is hierdie liedjie al by die 5,000 keer geluister en hy is nou onlangs eers uitgereik. Ja, ek moet sê, ek was nogal self verbaas oor hoe goed hy gedoen het teenoor die vorige goed. Die Engelse goed het natuurlik goed gedoen oor see, dit het nie in Suid-Afrika great gedoen nie, maar wel, Groot FM speel hulle. Groot FM speel het, wat amazing is. Julle is hier naby die huis, so ek luister na julle. Daar is hy. Maar
Ja, hy het goed gedoen soos jy genoem het. Hy het al oor die 10,000 op YouTube, Spotify alleen is oor die 5,000 so. Ek verbaas met hoe goed hy doen. En die musiekvideo is ook natuurlik op televisie te sien. Ja, hy's op Kyknet, so dis ook 'n groot enetjie en baie dankbaar daarvoor. Kyk uit vir die man daar op die kassie ook. So, hoeveel jaar is jy nou al deel van die musiekbedryf? Ek word nou moet ek eers dink. Ek dink dit seker 12 jaar. Al 12 jaar. Ja, van klankingenieurswese tot in ek wat nou self speel is en nou so 12 jaar wat ek in die industrie is. En toe het jy natuurlik besluit op 'n jong ouderdom, jy wil eintlik nou 'n uitvoerende kunstenaar word en jy het die pad getref, letterlik. Jy het besluit jy klim in die kar, daar gat jy toer die land plat en jy het natuurlik ook baie agter die skerms begin leer van hoe die musiekbedryf werk, nê? Nee. Definitief ja, ek dink my jare in die deel van die industrie van klank doen en stages bou en baie geleer. Jy weet, mens sien dan half raak wat mense moet doen, wat mense nie moet doen nie. En jy kan half net 'n struktuur kry om jou besigheid as 'n musikant te begin. En bevoorreg genoeg gewees om dit te doen en die dag toe ek besluit ek gaan nou voltyds musiek speel, toe het ek al 'n paar contacts in die industrie en ek weet al wat om te doen, so dit was great. Ja, en natuurlik een ding wat jy nodig het is daai uithou vermoë wat jy seker toe ook geleer het tydens daai jare. Dis Tiaan Nienaber saam met my in die Lunch Punch ateljee. Hy gaan net hierna nog 'n paar akoestiese liedjies vir ons sing op gitaar. Baie dankie vir die terugvoer. Mense sê wow, Tiaan, hoendervleis van kop tot toon, stem van goud, is 'n boodskap wat inkom hierso van Teens. En hier is nie Jordani. Simpel grappie, Wyle Teens nie, hy kan nie meer, hy sou ook trots gewees het. So jy kan ingeskakel bly vir nog musiek en ook daai nuwe enkelsnit van Tiaan op pad. My super talentvolle gas vanmiddag is Tiaan Nienaber. Hy sê om 'n nuwe liedjie vry te stel, maar voordat ons daarby uitkom, gaan hy nog vir ons een van sy oorspronklike treffers sing. Lunch Punch. Nou Tiaan, hierdie een kom eers volgende jaar uit. Sy naam is Koue Winterson. Ja, dis reg. Eksklusief hier in die Lunch Punch vir die heel eerste keer op radio vandag. Dis Tiaan Nienaber. Stap die pad, weer alleen. Ek skop my skadu vir elke fout wat ek ooit gemaak het. Is dit met ek of verstaan jy die stilte? Verstaan jy die seer? Of is dit net ek wat alleen hier staan, soos 'n lenteblom in die koue winterson? My trane word weggeveel deur die sagte reën, maar in my is daar 'n droogte en ek smag na jou. Jy is die water wat my dors oorspoel. Verstaan jy die stilte? Verstaan jy die seer? Of is dit net ek wat alleen hier staan, soos 'n lenteblom in die koue winterson? Staan jy langs aan my in hierdie reën? Sing jy nog saam met my oor die verlede? Of gaan jy met weer wegloop
Verstaan jy die stilte? Verstaan jy die seer? Of is dit net ek wat alleen hier staan, soos 'n lenteblom in die koue winterson? Wow, bro, daai was amazing geweest. Baie dankie. Soos 'n lenteblom in die koue winterson. Jo, en daai een is nog nie eers vrygestel nie, né? Nog nie, hy kom seker so middel volgende jaar uit. Ons is besig nou met 'n paar nuwe Afrikaanse songs. Ons is van plan om 'n paar volgende jaar te release en hy's een van hulle. Yes, daai lirieke is diep hoor. Ek is gaande daaroor. Ek kyk nou gou hierson na terugvoer op die Facebook bladsy waar ons die onderhoud ook livestream. Susan sê fantasties. Anke Pelser sê, "Ooh, nice. Hy het vir my 'n liedjie spesiaal gesing vir my 40ste. Ek wonder of jy dit kan onthou." Kyk, hy sing vir baie mense hoor op hulle verjaarsdag liedjies want hy perform baie. En dan sê Maggie ook, hierdie man het nou 'n baie sterk stem. Hy gaan beslis bo uitkom. Charlotte sê pragtig, hou aan met sing en 'n awesome song. Ja, as jy gewonder het, hoor fanmail wat inkom hierso. Nog iemand sê, hoor hierdie Tian Ninaber is super talentvol en genotvol. Dit is 'n boodskap wat inkom hierso van Steven Nel. So ja, daar's 'n bietjie fanmail vir jou. Dan sê dis altyd lekker om te hoor die mense geniet die musiek. Hulle geniet dit is 'n understatement. Hoor hierso so net 'n vinnige vraag. Waar is jy gebore en waar het jy groot geword oorspronklik? Net hier in Pretoria. So ek het my hele lewe maar hier in Pretoria Oos gebly. Ek was in laerskool en hoërskool Garsfontein so. Ek's maar nog altyd hier rond. Jene, so jy sê ook as ek nou kyk na jou toerskedule, 'n mens kan ook net so lank op een plek bly en toer, veral nou as jy dink aan 'n plek soos Pretoria, want dan moet jy nou maar 'n bietjie in die kar klim en jy moet ry en ander plekke ook besoek wat ek wel sien jy doen as ek kyk hierson na jou skedule op Facebook. Ja, ek is nogals lief daarvoor om die land vol te ry. So ek is redelik gereeld daar in Zenine Hoedspruit wêreld. Jy weet ek doen dit op Mpumalanga Limpopo toer so een keer 'n maand en elke 3 maande gaan ek vir 'n maand af Kaap toe. So Desember is ek nou weer in die Kaap. So dis lekker. Dis 'n groot werk, maar is 'n lekker werk. Min rus vir Tian hoor. Min rus. Dit is maar as mens talentvol is, die prys wat jy seker betaal. Maar sê gou vir my nê, as mense jou wil bespreek, waar kan hulle 'n draai gaan maak? So op enige sosiale media platforms sal ek daar wees. Dis Tian Ninaber, Tian met 1A. Dan sal jy vir my daar vind, jy kan net vir my boodskap stuur. As jy wil ek moet vir jou kom sing op jou 40ste, 41stes. Ek sal kyk daarmee ook. Dit hoef nie net die groot oudjies te wees nie, weet ek. Ek sal elke jaar vir jou kom sing by die braai. En jy's vanaand by Salsa sien ek hier in Pretoria. Ja, by Salsa by Melamine, dis altyd 'n lekker enetjie. Dis een van my gunsteling venues om by te speel. Jy sal nou maak dat ek gym skiep en Salsa toe gaan hoor om te gaan kyk wat daar aangaan 6:30. Hoor hierso, Tian, maar ons moet praat oor hierdie nuwe liedjie Hemelse Deur en ek het net nou gou voor jy ingekom het weer na die koor geluister en ek en Anton, ons digitale bestuurder wat hier links sit en die video livestream het gesê, "Jene, hierdie man kan maar sing. Hy is super talentvol en daai liedjie is regtig mooi." Ek meen ons baie nuwe liedjies wat vrygestel word elke week, elke dag eintlik. Maar hierdie enetjie is ekstra spesiaal. Hoekom en waaroor gaan dit? So toe ek 12 jaar oud was, het ek 'n baie goeie vriendin gehad wat gitaar gespeel het en gesing het. En sy het op 'n stadium vir my gevra, "Sal ek asseblief leer?" En ek beloof toe vir haar ek sal leer speel en sing. En 'n paar weke na dit het sy haar eie lewe geneem. En ek het toe daai dag besluit ek gaan nou maar by my belofte hou en by my woord hou, begin gitaar speel en dit was een van die eerste liedjies wat ek geskryf het, so dit gaan uit aan haar. Sjoe, ja, super spesiaal. En jammer om te hoor, maar 'n wonderlike ding wat jy gedoen het hierso, want dis net die ander ding van musiek. Jy kan mense ook laat voortleef deur jou musiek en lirieke. Ek wil net vinnig hierso 'n boodskap lees wat sê, "Beautiful, so mooi om goeie diep Afrikaanse musiek te hoor met 'n great stem." Ek dink ons het meer hiervan nodig, regtig hoor. Iemand sê ook nog hierso, Ilsa sê, "Kort meer van hierdie, baie mooi." Esther sê ook sy's trots op jou, hoor. Luister, so ek dink ons gaan luister nou na Hemelse Deur en daarna, voor ek jou groet, moet ons nog so ietsie akoesties inwerk. Maar ek gaan vir jou die voorreg gee om dan jou eie liedjie aan te kondig hier op die Lunch Punch vanmiddag. Gooi hom. Ek is Tian Ninaber en jy luister na Hemelse Deur hier op Groot FM. Hy is in die ateljee, hy maak musiek met siel. Dit is Tian Ninaber, my super spesiale gas in die Lunch Punch vanmiddag. Groot FM 90.5.
Die WhatsApp-lyn is nou in die brand, Tian, na daai ongelooflike liedjie wat jy akoesties gedoen het vroeër, maar ook nou na Hemelse Deur en ook die storie wat jy gedeel het agter dit, super spesiaal. Iemand sê hierso vir my, hoor hierso, hy het 'n ongelooflike mooi resonansie in sy stem. Ek hou van daai woord, wanneer laas het jy dit gehoor? Ek en my man het laas jaar by die Liggiefees na jou gekyk, jy sing ongelooflik mooi, was jy daar gewees? So, Jy is hierdie jaar weer daar. Ek is weer daar, so ek dink ek's 2 dae hierdie jaar daar, so dis lekker. Dis altyd 'n lekker ding om te kan teruggee, so is lekker om by die Liggiefees te kan speel. Daai enetjie kom in van Leonora. Iemand sê net een woord, sjoe, met hoofletters en 'n uitroepteken, Letitia, wat ook mal is oor die musiek. En dan het ek hierdie enetjie gekry wat sê, baie diep, praat met jou siel. Nou wat het ek vir jou gesê? Ook 'n boodskap wat inkom van Anker. Net 'n vinnige ding, my seun se beste vriend is so 4 maande gelede baie wreed vermoor en ek wil net ook hoor wat is hierdie liedjie se naam, sodat ons dit vir hulle kan stuur. Wel, die liedjie se naam is Hemelse Deur deur Tian Ninaber en Tian se naam spel jy met 1 A as jy gewonder het. Hier's nog so 'n bietjie fanmail in die vorm van 'n voice note. Nou mense, sê asseblief vir my, wie is die man wat nou op die radio sing op hierdie oomblik? Ek wil sy musiek aanskaf. Ek is mal oor daai stem van hom. Wie is die man wat nou hier op die radio sing? Dis Tian Ninaber, Tian met 'n I-A-N en dan Ninaber, jy kan hom ook vind daar op Facebook en op Instagram. Nou, wat so tipe musiek luister jy gewoonlik? Want ek meen, jou hele lewe is musiek, so as jy by die huis kom, dan sit jy seker alles af ook om jou. Maar as jy nou moet kies en jy ry in die kar en jy's lus om 'n roadtrip te vat of so. Ja, ek moet sê, so oor naweke wanneer ek huis toe bestuur, dan is die radio gewoonlik maar af. Mense kan net soveel vat. Ja. Maar ek's lief vir singer-songwriter goed nog al die jare gewees. Wel, toe ek jonger was, snaaks genoeg, op laerskool het ek heavy metal geluister en soos wat ek ouer geraak het die musiek net rustiger geraak. So ek's nou 'n groot fan van enige singer-songwriter goed. Chris Clafford, dis vir my amazing. In die Afrikaanse scene luister ek graag na Zaan Sonnekus, Stefan Jansen, Thys Nortje is ook 'n goeie een. Aston Wheeler het 'n great album uitgebring so ruk terug, so ons baie goeie Afrikaanse musiek ook daar buite. Daar's super baie goeie Afrikaanse musiek daar buite en baie keer, of sal sê meeste van die tyd word hierdie liedjies nie aan die groot klok gehang nie. Zaan is dalk nou soos 'n bietjie van 'n uitsondering op die reël, want hy's amper kommersieel in die alternatief wat hy doen en almal ken sy musiek. Maar kunstenaars soos jy nou sê, Stefan is ongelooflik. En dan ook Thys, weet ek, het ook al gekuier hierso by Groot FM 90.5, so ek is seker hulle sal die shout-out waardeer. Maar jy's ook 'n fan van twee se musiek, né? Baie, ja, ek het al die voorreg gehad om saam met Herman 'n verhoog te deel, vir hom oop te maak by so 1 of 2 geleenthede, so ook 'n orkes wat, ek hou nie reg van die woord orkes nie, maar 'n band wat ek geniet om na te luister. Ja, hulle is eintlik meer 'n duo, maar ja, as 'n band, maar op die eind van die dag ongelooflike musiek wat hulle daar buite uitgesit het in die wêreld en ek is so bly, het maak my super gelukkig om te sien jy gaan 2 se Ek Sweer cover vanmiddag. Ja, dit is die liedjie waarmee ek glo ons gaan afsluit die program van my kant af. Ek is ook baie excited, dis een van my gunsteling songs van 2. En as ek dit nie mis het nie, het hierdie een destyds die Afrivisie kompetisie gewen. Nou vra jy vir my vas. Ja, hy het gewen destyds. Dit was soos half 'n liedjie skryf kompetisie gewees wat kyk net ook geloods het en hierdie een was deel daarvan en ook die musiekvideo daarvan. Dis 2 se Ek Sweer, die cover weergawe deur die ongelooflike talentvolle Tian Ninaber. Geef my 'n rede, ek moet betaal met my lewe. Geef my 'n soen en jy stap verby. Ek sal hierdie duiwels wegjaag. Wow, waar ook al Herman Kleinhans op die oomblik is, hy sou baie trots gewees het. Wow, Tian, ongelooflike mooi weergawe van 2 se Ek Sweer en Ek Sweer, ek jokkie hoor. Goeie genigtig, ek klim net in my kar en ek sit die radio aan en daai woorde, juist daai woorde, het sommer trane in my oë laat kry van, jy weet, waaroor jy nou vroeër gepraat het en my ook eintlik dat laat dink aan Teens Jordaan se stem. Ek dink daai sal 'n kompliment wees vir jou, maar seker ook nie die eerste keer wat jy dit hoor nie, nee.
Nee, dit is nie, maar ek vat dit as 'n kompliment. Hy's nog nie moeg vir die komplimente nie. Dit kan ek jou beloof. Okay, julle. Ek het sy naam. Julle het nou soveel keer oor die lug gesê. Ek waardeer dit baie. Maar vir my persoonlik, Ja, Wikus. sê nie ander mense dink so nie, maar vir my persoonlik, laat sy stem jou nie dink aan Teens Jordaan nie. Daar's nog iemand wat dit sê. Jy sien nou. So is dit Okay. 2 in 'n ry. Maar jy moet, as jy nou volgende keer terugkom, vir ons 'n Teens ietsie cover. Definitief. Doen jy dit by jou shows? Ek doen ja, ek het so ruk terug, eintlik dis al 'n paar maande terug in Februarie, het ek 'n Teens Jordaan en Neil Diamond tribute show gedoen. Jo. So ek ken 'n redelike handjievol van Teens se songs. Okay, hoor hierso, so ek gaan jou op die spot sit en vir jou vra, baie mooi vra. Of jy ons dalk net soos met 'n chorus kan uitspeel, 'n Teens treffer. En dan gaan ek vir jou sê, baie dankie dat jy hier was, Tian. Ons gaan luister na jou musiek hier op Groot FM. Ons gaan aanhou luister, ons gaan jou volg daar op Facebook en ons gaan jou dop as jy in die omgewing optree. Onthou daai nuwe liedjie se naam is Hemelse Deur as jy hom wil gaan soek op die stromingsplatforms en ook natuurlik die musiekvideo wil gaan kyk. So ag, speel ons uit met 'n ietsie Teens asseblief. Net die chorus of moet ek verse chorus doen? Verse chorus. En dankie dat jy hier was. Dankie Cheers. vir julle. Sien jou gou. Dankie aan al die luisteraars. Dit is altyd lekker hier by Groot FM. Stian Nienaber. Ons is bloed, en so is jy vir my, Jo. en soos my, en so ken jy vir my, en soos asem, en vloei jy dwars deur my, en soos tyd, so vlieg ons verby. Ek vra jou bly by my. Toe die paaie voor my opbraak, toe die wolke bo my leeg raak oor my. Ek vra jou bly na by my. Toe die spore voor my dof raak, toe die wolke bo my leeg raak oor my.